Nou, wat is wasgoedlyn? Ek is gek oor die gedagte van wasgoedlyn. Die wasgoedlyn is vir my die varsste ding wat nou op die oomblik kan gebeur in terme van Suid-Afrikaanse musiek, man. Die wasgoedlyn, dit beteken dit is 'n reël sonder al die vernislaagies bo-op. Hoe is die ou wanneer hy nie sy aanpak aan het nie sy beste voet voorsoek nie. Daai ou wanneer hy net is. Ons is almal maar ou broeke en ou hemde, goed gebruik en goed deur die lewe gewas en deur die rollermeule gesit en so, maar ons hang almal aan hierdie wasgoedlyn. En die lekker ding is, soos wat die wind ons waai, wapper ons en ons wapper saam. Op die oomblik hardloop almal in hulle eie baan in plaas van hey, bring wat jy het, kom hang dit aan die lyn. Die wasgoedlyn is ook baie sterk gerig aan daai aspek van 'n community. Die wasgoedlyn, 'n great concept dink ek van nation building. Dis 'n konglomeraat van talent, van mooi mense, van musiek, van skepende werk wat alles aan hierdie een lyntjie hang. En al wat ons daaraan hou is 1 of 2 pennetjies. Ek dink dit is wonderlik dat daar 'n platform is wat daai soort musiek ook gehoor kan word ernstiger. Die invloede wat ons daar uit gaan kry, gaan vir 'n hele nuwe generasie gaan soos 'n klippe van die oë af. Vir my is dit soos 'n baie inspirerend. Right, aksie. Julle is nou hier in my engine kamer. Ek is nogal filosofies oor my musiek en hoe klank gekommunikeer moet word tussen beide die musikant en die gehoor en tussen verskeie musikante. En om 'n sogenaamde kunstenaar te wees, moet jy dit wat jy het ten volle benut. Dit is 99% perspirasie, soos hulle sê, en daai 1% inspirasie is God gegewe of hoe mense dit nou ook al wil sien. Ek is 'n rapper. Ek is soos 'n ek weet nie, seker maar soos 'n calling. Dis die hoe ek my in die natuurlikste vorm kan express. Ons mix alles bymekaar. As nie een way nie, so as ek die vibe voel, dan bring dit in. In albei gevalle gaan dit nogal oor liriek. Suid-Afrikaans en Afrikaanse raak spesifiek is daar's nogal 'n fokus op die inhoud daarvan. Jy moet bietjie stil raak. Ek dink jy leer jouself ken in daai stilte. En kan partykeer bietjie scary wees. Vertel my op, gooi my vir die honde. Ek voel so lekker elke sekonde. Dit maak my kreatief om nie te bly, maar dit is ook hartseer ook van 'n swaar. Sometimes lekker om net saam met vriende te verkeer. En sometimes lekker ook om alleen te wees. En sometimes gebeur die songs wat die compose had tussen die vriende. En sometimes op jou own. Toe ek en Riku hierdie song die eerste keer opgeneem het, was dit seker sekerlik in die grootste en grandste ateljee in die hele Johannesburg. Ek weet nie of julle die ateljee ken nie, as jy om my skouer kyk, dis my eetkamer. Ons het nog in die eetkamer opgeneem. Eintlik doen ek dit alles net vir die kick om saam met musikante musiek te maak. Ek was altyd die voorreg gehad om in Fokopolisiekar om saam met 4 baie goeie vriende te speel. Dit voel asof iets anders in my lewendig raak wat sluimerend is op ander tye. Toe ek besluit, nee maar kyk, ek kom nou Pretoria toe met my gitaar. Ek gaan nou musiek maak vir 'n lewe. Ja, en hier is ek nou nog steeds. So ek wil van daardie goeie stories uitgrawe en weer op die tafel sit. Skien ek wil nou 'n bietjie my eie stempel ook afdruk. Dankie julle. Buitefontein, dit was einde van die pad. Jy weet, dis eintlik die enigste plek waar 'n ou veilig is op 'n stage saam met jou kamerade, jy weet, of hulle 2 of 3 of 6 of 7 is. Halleluja, singe almal saam. Prys die, dis nie 'n tasbare wêreld nie. Wat gebeur op 'n verhoog? Daar's iets wat daar gebeur, is seker maar amper soos 'n drug, jy weet. Daar kom 'n call wat ek weet, okay, daar is nou, dit is nou so. Dis pikdonker by jou in jou sterretjie toe my.
wonderlike ding. Daar's niks anders, jy kan nie saam kuns nie, jy kan nie saam ander goed doen nie, maar musiek kan jy saam maak op dieselfde tyd, dieselfde gevoel voel. En dit is 'n wonderlike ding. Op die hoek van Langstreet en Langmakerstreet. As jy daar staan en sien dat in jy verbeel vir jou, hy gebou is nie daar nie. Dan sien jy daai kaai waar Sarah Baartman haar laaste voetstappe gegee het. Sarah, 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 Sarah Baartman. Jy sien hoe gesiggies hy eintlik haar laaste tred, soos hy op die gangplank klim om op die boot te gaan wat waar neem Engeland toe. En hy energies translate toe vir my in 'n song. Daar's 'n lied my hart met jou aan my sy. Daar is hoop en vrede. Dit gaan vir my oor klank in deesdae, want musiek is musiek verg nie van jou graad. Dit is eintlik maar net hoe jy voel en hoe jy speel en met hoe jy die ding doen. Soms as ek die lewe hier met jou vir altyd kan deel, die liefde my hart sal kom haal en my vlug na Egypte. Gooi maar muted reggae style, né? Cool. Ek sal al die lawaai maak. Oh, jee, hey, en die pete staan die stof. Hier waar ons nou in die hangklip sit. Hier is baie spookstories hieroor. Daar sit 'n vrou langs my in 'n uniform, jy weet, maar ek draai toe weer om vir die baallady te vra, wie is die vrou hier langs my? En sy sê toe vir my, watter vrou? En dis nou een van die hangklip spooke. Raymond, hangklip, Wasgoedlyn. Nou ja, ek is Charles, vir wie as enigiemand nie weet wie ek is nie. En dit is my lekker om hier te Wasgoedlyn. Ek dink met my musiek, die establishment van musiek en al die goed wat daar is, ons gaan dwars. Ons gaan dwars met die musiek. Ons doen iets anders, ons loop oor die lyne hier so. Dis 'n moeilike ding om te definieer hoekom wil 'n mens skepend is. Dis binne in die mens se hart dink ek, is 'n wil vir oorlewing. So daai is 'n vertrekpunt. Almal wil oorleef. Elke mens verdien om homself te wees. Dis vir my home. Dis vir my the most happy place vir my om te wees. As ek een noot speel en 10 jaar wag en nog 'n noot, daai noot weer of 'n ander noot speel, is dit 'n stuk musiek wat 11 jaar gevat het om te gebeur. Basies musiek wat vir ons ore dissonant is gewoonlik dissonant omdat dit nie van ons eie kultuur afkom nie. Ja, daar's te veel met die wêreld gevoeder. Daar's te veel met ons mense gemors. Ek sê altyd vir mense, ek skiem Koos Du Plessis was 'n engel gewees. En hy het vir ons kom, want daar's sekere mense wat nog steeds nie verstaan regtig waar gaan sy songs nie. En ek voel die koue, ek voel die vuur. Dit vret my stuk op. Heilig is die berge, want al wys ons so klein ons is, met al pieke. So toe ek nou 'n filosofiese gedagte gehad oor die grense wat mens maak tussen goeders, tussen mense, en die grense is maar net eintlik daarso vir die beskerming van welvaart. Die een ou se welvaart en die ander ou se welvaart, jy weet. Verdriet
is 'n guava juice, borrel en jenkem, verdriet is ascendem, of dis my stem, wat sy gaat hoor tot julle met. Ek rap in Afrikaans, want dis my grootmaaktaal, dis my huistaal, dis my moedertaal, dis my vadertaal, dis as jy die way wat som mense sal check Afrikaans word so gepraat word nie. Dis die way ek Afrikaans geleer het en dis die way ek Afrikaans praat. Die bergen nog so blou. Miskien elke liedjie het sy eie pad om by jou uit te kom, maar ek dink al die klanke en liedjies bestaan al reeds en as jy reg is vir hom, dan kan jy hom daai enetjie gaan haal en as jy nie reg is nie, gaan iemand anders hom haal. Die berge nog so blou. Ek is 'n bietjie van 'n kluisenaar, so ek kan in enige plek waar ek is, jy weet, skep ek my bubble en ek kan daar enige iets ervaar wat ek kies. Dit is bye, goodbye, o laat jou van de waai. Interessante ding is, baie keer sê mense vir my, sê, joh, jy het oud geword. Natuurlijk het ek oud geword. Ek het grondpad gery. Ek het baie grondpad gery, saam met Richard en saam met my vriende wat nie meer grondpad saam met my ry nie, maar in my kop, Lucas, Marie, Christa, Stein, Louis van Rensburg, nou onlangs Ollie ook. Dit is by, ek bære my gedigte in jou lei. Dis amper verby, hierdie jaar vir my. My naam is Loit Sôls, by die Wasgoedlyn hier in Melville. Wow, nice klanke wat hier kom hier in Melville. Ek hou daarvan. Op die Wasgoedlyn, ek dink ek het En dit is lekker, en dit is sonskyn. Halleluja, ja! Was it time for a smoke break? Dis een van daai songs wat soos dit gekom het. Kry ons daai wat maande neem en dan kry jy daai wat kom in 'n dag. Ek het Piet by die bar gesit. Ek dink sy woorde aan my was as ons terugkom in Pretoria dan maak ons vir jou 'n plaat. Nou dan is mosie soos 'n lykie man. Ek voel meer kreatief wanneer ek in nuwe plekke is, plekke wat ek nie ken nie. Poësie om met allerlei colours te ploeg is dis wonderlik, want ek is net in daai gedig in en tot ek die musiek bykry en dit vir my lekker klink en dan begin die musikale proses eintlik eers met die verwerkings en al daai. 'n Musikant sny daai vet uit tussen werk en speel. Ja, dis my enigste real country song. Jy moet nooit toelaat dat die vrees jou beheer nie. As ek aan 'n skildery werk, word ek op 'n manier rustig soos 'n liriek of 'n gedig vir my glad nie kan doen nie. Wat is musiek? Wat is die verskil tussen dit en dit? Die gitaar vir my is nie die instrument nie. Ek is die instrument. Ek dink 'n paar van julle onthou vir my uit die ou dae toe ek backing vocals gesing het vir Koos Kombuis. My contribution in die hele sfeer van poetry is om saaitjies te saai. Hy kyk so terug, hy sê, ek sweet verskriklik as ek eet. Ek vat hier my eie persoonlike pompaksie aangeweer. Ek lê op my bedrol met my halfgeweer in my arms langs my bakkie. Ek raak in slaap. En op 'n kol word ek wakker dat mense om my ruk. En hier staan ten minste 14 blou polismanne. Dit was die beste jam wat ek in 100 jaar gehad het. Julle sal nie glo wat er net gebeur het. Ek sê, nee, wat het gebeur? Toe sê hy, maar hy het die deur oopgelos vir die diere. En dit is asof die wolke so uitpaard en daar skyn se lig op my. En ek wil so half hulle sê, maar ek het hulle gesê. So 'n paar maande later het ek 'n oproep gekry van Paarl Rappers van Battery 9. Daar het my musiekloopbaan regtig begin as 'n professionele musikant. Vir meeste mense in die Kaap was ek lekker 'n bergie, want ek het op die straat gespeel vir 'n lang tyd, seker 10 jaar. Ek het my altyd eenselfig met die werk besluit, weet. Die beste ding wat ons vir die struggle kan doen is om saam bier te drink. As jy 'n sang kan skryf op net een kord en dit is interessant en mense luister daarna, dan dink ek is jy naby aan waar jy moet wees. Hierdie liedjie kom ook uit Uitsorenheid. Ek het daar vir 'n ruk lank in die grotte gewerk. Hierdie is die sang vir op die koppie wat 'n baie spesiale plek in my hart het. Dit is my passie. Musiek is my passie. Daar's eintlik net een fout met Lochie. As vriend vir my. Hy het die borste nie.
Botha, Wasgoedlyn. In die baai van die vleiende Hollander. Wat 'n wonderlike tyd het ons hier gehad. Ek is Laurinda. Ek is Kannemeyer. Ek is Edward McKenzie. Vir die van julle wat nie weet nie, ek is Lochner de Kock. Ek is Jannie de Tooy. My naam is Mervin Williams. Ek is Bacchus Nel. Ek is Andra Cilliers. My naam is Liela Groenewald. Okay, ek is Willim Welsyn, aka William Welvet, aka Johnny William Frederick Barnard. Nelly Bruns. Ek is Ryno Velvet. My naam is Andra. Dis Dozi. Ek is Rian Malan. Ek is Andries Besuinhout en jy hang aan die wasgoedlyn. Ek is Piet Botha en ons is steeds by die Wasgoedlyn. Spesiaal vir die Wasgoedlyn. Ek is Francois van Coke. Ek is Wynand Meiburg van die band van Coke Cartel. My naam is Churchil en jy hang op die wasgoedlyn. Dis waar die Wasgoedlyn ding inkom. Ja, ek is Ryno Velvet en dit is die Wasgoedlyn. Met en sonder pyn hier op die wasgoedlyn. Welkom op my wasgoedlyn. Nee, wasgoedlyn nie aan die wasgoedlyn. O sy bly. Hierdie wana kom uit toe. Ligloop, jy's op die wasgoedlyn.